Vandag kom ons by 'n volgende afdelingkie, kan ons dit eintlik noem, van Jesus se kruiswoorde. Die eerste deel het elke keer gegaan oor die mense, nie oor Jesus wat vir sy vyande gesê vergewe het, en Jesus wat sy familie vir mekaar gegee het, Jesus wat jou langsom aan die kruis mee gepraat het. Die volgende deel gaan eintlik oor Jesus se verhouding met die Vader en iets van wat hy dan ook beleef. Ons lees dan hier dat hy die woorde uiter Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat verduidelik word deur die evangelieskrywers as my God, waarom het U my verlaat? En ons sien hoekom verduidelik hulle dit, want ons sien sommer hoe hulle daar al bietjie deur mekaar verwarring was rondom die kruis. Nou moet ons verstaan, die taal was hoofsaaklik Grieks, die wêreldtaal, die Romeine het nie Hebreëus verstaan nie, en hierdie Aramees waarheen Jesus terugval op die kruis, waarskynlik sy huistaal gewees, was nie by hulle bekend nie. En daarom as hulle dit hoor, die Eloi, Eloi, dan sê hulle ja, hy roep vir Elia. Nou Elia het steeds in die Nuwe Testament, al was hy 'n Ou Testamentiese profeet, 'n rol gespeel. Hy was baie bekend geweest. Gaan lees op 'n bietjie Lukas 9 as Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Dan sê hulle, wel, party sê is dalk Elia, nee, wat nou weer gekom het. Later in Lukas 9 lees ons dat wanneer Jesus opgaan met die berg en hy gaan bid, vat so 2 of so van sy disippels saam, dan verskyn daar 2 manne aan hulle, en die een is Moses en die ander een dan Elia. So Elia het nog 'n groot rol gespeel, en daarom dat hulle dan hierdie verwarring dan ontstaan. Maar hierdie woorde kom sê iets van die belewenis wat Jesus aan die kruis het, van daai gevoel van Gods verlatenheid. Sy mense het hom verlaat, hulle het weggehaal, party het hom verloon, en hier voel dit vir hom of selfs God hom verlaat. Maar steeds in dit roep hy na God, en daarmee kommunikeer hy daai wete dat God steeds daar is, dat God steeds betrokke is, en dat net by God daar troos is, dat hy net met God kan praat. Terselfdertyd is hierdie 'n verwysing ook na Psalm 22, daar by vers 2 rond, waar hier dan nou die bevestiging is van Jesus self, dat die verlosser waarvan die Ou Testament gepraat het, is hy. Hy is besig daarmee. En ons sien hierdie is nie sommer enige kruisigingsgebeure nie. Daar's 'n duisternis wat oor die hele land kom. Hoe dit presies gewerk het, weet ons nie. Maar dat dit 'n wonderwerk is, dit weet ons. 'n aanduiding van God se teenwoordigheid. Duisternis tussen, die Bybel sê tussen die 6de en die 9de uur, dis in ons verstaan van tyd waarskynlik tussen 12 uur en 3 uur. En dan roep Jesus hierdie uit. Die Here Jesus het Gods verlate gevoel aan die kruis, sodat ek en jy nooit Gods verlate hoef te voel. Voel jy partykeer so? Mense het jou teleurgestel, voel alleen. Dan wil ek vandag vir jou sê, die woord van die Here sê, dat die Here Jesus het aan die kruis gesterf, sodat jy altyd kan weet, dat hy daar is. En al voel jy op jou eie, is jy nooit alleen nie, want God is daar. En selfs al voel dit vir jou of God ver is, dan bevestig die lewende God vandag, dat deur die kruisgebeure hy steeds elke oomblik by jou is. Mag jy vandag God se teenwoordigheid in jou lewe ervaar.